vandag is die 7de Desember. Ons is in die Kersseisoen amptelik. Stem julle saam? Is julle bome op? Ons is al op die 1 November. En so elke tweede dag, derde dag het ons iets bygesit. En van die 1 Desember af is al die liggies aan. En ons het 'n lekker plek waar ons gaan Kersete hou. So ons is in die Kersseisoen. En vandag wil ek 'n stelling maak. En die stelling is: maak plek vir Jesus. En ek gaan die storie lees van 'n vol herberg. En dan moet jy jouself vra, is jou hart leeg of is jou hart vol? En jy sal dalk besef wat dit gaan beteken as ek die storie lees, maar ek gaan elke Sondag en Kersdag sal ek 'n boodskap bring, bietjie gesentreerd oor Jesus en hoekom hy die rede is vir die seisoen. Die rede is nie net Hallmark Kersfeesflieks nie, alhoewel dit baie cool is om dit te kyk. Jy kyk net, elke storie is dieselfde, maar dit is nie die rede vir die seisoen nie. Kersvader is nie die rede van die seisoen nie, of vir die seisoen nie, maar Jesus Christus is die rede vir die seisoen. Kersfees gaan oor Christ in the center. So ek gaan 'n bietjie daaroor praat. So ons begin vandag met die Kersseisoen, met die storie van Jesus se geboorte. En ons lees Lukas se weergawe. In Lukas 2 vers 1 tot 7 lees ons: in daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Hy wil gekyk het hoeveel belasting hy kan kry. Dis hoekom hy dit gedoen het. So het die mense getel om te kan kyk hoe ryk hy kan word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is. Toe Cyrenius, groot woord, prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen in sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboortegeskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. En dis al wat ek wil lees vandag. En ek wil hierdie stelling maak: Desember is 'n seisoen van vol skedules en leefplekke. En dan wil ek aangaan: Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober en November is 'n seisoen van vol skedules en leefplekke. 80% van die mense wat ek mee praat, wat na ons toe kom en sê, ons het probleme, help ons, sê een ding: ek is te besig. Ek het nie tyd nie. My skedule is so vol. Ek het nie tyd vir myself nie, ek het nie tyd vir my vrou nie, ek het nie tyd vir kerk nie, ek het nie tyd vir die dinge wat belangrik is nie. 'n Seisoen van vol skedules, maar 'n plek wat leeg is in die binnekant. Nou ek wil sommer hier begin, deur om te sê, die 80% van die mense wat so sê, hulle is so besig. Die eerste ding wat begin, wanneer hulle sê, hulle is te besig, hulle begin af te skeep dit wat die belangrikste is. Mense wat sê, ek het nie tyd nie, mense wat sê, my skedule is vol, mense wat sê, ek is besig, hulle begin deur om hulle familie af te skeep, hulle begin deur om ophou Bybel lees, ophou kerk toe gaan. Eventueel is daar geen verhouding met Christus nie. 'n Seisoen van vol skedules, ek is die hele tyd besig. Die herberg is vol, maar daar is nie plek vir die koning in my lewe nie. Ek sê hierso, ons maak plek vir alles, behalwe vir die een oor wie Kersfees eintlik gaan. Ons maak plek
vir alles in ons lewe, behalwe vir die belangrikste persoon in ons lewe. Jesus kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is waaroor alles gaan. Jesus Christus, wat ons weg is na die Vader toe, wat ons waarheid is in alles en wat vir ons lewe gee, maar ons maak plek vir alles. Hallmarkflieks, Kersgeskenke, Kersboom, eet. Nie familie noodwendig nie, ons gaan op vakansie, en as ons op vakansie gaan, is dit die een tyd in die jaar wat ek kan doen wat ek wil doen, want niemand ken my nie, ek kan 'n vark wees daar in Hartenbos, want niemand in Graaff-Reinet is daar om my te sien nie. Ek maak plek vir al die wêreldse dinge, maar ek maak nie plek vir dit wat werklik belangrik is nie. Nou die storie gaan oor Josef, Maria, Jesus, en daar is 'n persoon in die storie, die herbergier. Die persoon wat die gastehuis gehad het, waarin hulle plek wou gehad het, en ek wil bietjie praat oor hom. En as ek oor hom praat ek met jou. Want ons is ook die herbergier, want ons moet ook toelaat, wat se plek, vir wie gee ons plek, en hoeveel plek is daar in ons lewe. Ek sê hierso, hy is 'n man, wat 'n goddelike moment of oomblik gemis het. Hoekom? Want die koning van die konings is in sy stal gebore en dit is nie in sy huis gebore nie, want hy het nie plek gehad nie. Hy was te besig. Ek maak die stelling hierso, en wanneer ek hierdie stelling maak, praat ek van die herbergier en ons. Ons is nie noodwendig vyandig teenoor mekaar nie, ons is net vol. Ons is nie vyandig teenoor Jesus nie, ons is net vol. Ons het nie tyd vir Jesus nie, ons het nie tyd vir die dinge wat belangrik is nie, want my lewe is net eenvoudig vol met ander dinge. Ons is nie teen Christus nie, ons is net vol van ander dinge. Hy verteenwoordig baie gelowiges vandag. Hy verwerp nie Jesus nie, ons is net te besig. Mense se lewens val uit mekaar uit, omdat hulle te besig is vir die dinge wat belangrik is. Keer op keer sit ek met 'n persoon en ek sê vir hom, ek dink dit is tyd dat jy moet inskakel. Nee, ek kan my skedule is vol. Ek dink dit is tyd dat jy moet begin Sondag kerk toe gaan. Nee, ek kan nie, ek moet laat lê, want die res van die week is so besig en my Sondag is ook vol dinge. Ek dink dit is tyd dat jy moet begin Bybel lees. Nee, ek kan nie, want as ek die Bybel oopmaak, dan die eerste 2 verse wat ek lees, val ek nie slaap. Ek is te besig, my lewe. Die herbergier verteenwoordig dit. Jesus kom klop aan die deur, figuurlik, want hy was nog in Maria se maag, maar hy is daar, en hy sê, nee, ek is vol, nie plek vir jou nie. Hy het die wonderwerk misgeloop wat buite sy deur gebeur het. Hy het gesê, ek het nie plek vir jou nie. En 'n paar ure later word die koning van die konings gebore in sy stal, en hy het dit gemis. Keer op keer hoor ek mense sê, ek wens ek kan die Here net beleef. Nou maar, die Here doen wonderwerke net buitekant jou deur, want jy is vol van ander dinge, en jy laat hom nie toe in jou lewe nie. Die gevaar van Desember, en die ander 11 maande, is nie dat ons Jesus ontken nie, maar dat ons om een kant toe skuif. Want dit is nou belangriker. Die Springbokke speel môre, so dit is nou belangriker. Ek kan my kerk mis Sondag, wat ek kan kuier Saterdag aand om die Springbokke speel. Wat doen jy in daai oomblik? Jy skuif Jesus een kant toe. Nee? Dis verkeerd om die Springbokke uit te kyk nie. Dis verkeerd om Jesus een kant toe te skuif. Ja, maar ons wil gaan bootry. So ons kan hierdie Sondag kerk mis, dat ons kan gaan bootry op die dam. Skuif Jesus een kant toe. Kerk is belangrik, want kerk is die huis van God. Ons sê dit tog. Kerk is belangrik, want dit leer jou om 'n bietjie verantwoordelikheid op te neem en na 'n plek toe te gaan waar Jesus beleef, sy woord hoor. Keer op keer maak ons verskonings en ons kyk aan een kant toe. Ek kan nie vanaand Bybel lees nie, want ek het nou te lank Kersfeesflieks gekyk, Hallmarkflieks gekyk.
So ek sal môre Bybel lees. Môreoggend, dan het een of ander duif van die dak afgeval, dan moet jy dit skoonmaak, en dan is Jesus weer eenkant. Die gevaar van Desember en elke maand is nie dat ons Jesus ontken nie, maar ons skuif hom eenkant toe. Ons skuif hom na die stal toe. Die moderne herberg is ons harte en ons huise in hierdie storie. En kom ons kyk gou-gou wat sê ons. Ons lewens is oorvol, jaareinde, skoolkonserte, die druk om alles en in almal se oë perfek te wees, maar Desmond sê vir my altyd die mense voor wine tasting, stoep tasting, wat ook al, hierdie kassie moet mooi wees, want ek gaan mense kry en ek moet impress. En dan hou het ons besig om ander mense te impress. Die jaareinde hou ons besig, die skoolkonserte hou ons besig, alles hou ons besig. En ons sal perfek wees in die wêreld se oë. Want die koning lê in die stal. Om besig te wees is nie dieselfde as vrugbaar wees nie. Het julle geweet om minder te doen, kan jy meer vrug kry? Is so, nee, dit klink snaaks, maar ons hoef nie so besig te wees nie, ons lewens hoef nie so besig te wees nie, om vrug te dra nie. Om aktief te wees beteken nie vooruitgaan nie. Besig wees beteken nie noodwendig geestelike groei nie. Ek praat op die konferensie met 'n pastoor, my senior van 25 jaar plus. Hy sê vir my, Philip, dat my kinders die Here dien, is 'n wonderwerk. Ek sê vir hom, hoe so? Hy sê, want ek het nooit tyd gemaak vir hulle nie. Toe hulle babatjies was ek nooit in die huis nie. Ek was altyd besig met iets gewees. Ek moes altyd iemand gaan sien, ek moes altyd iets gaan doen het vir die kerk. Ek het gedink, ek moet 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag beskikbaar wees, en ek vra vir hom een vraag, was dit die moeite werd? En hy skud sy kop en hy sê vir my, moenie dieselfde fout maak as ek nie. Om besig te wees, beteken nie noodwendig, jy dra vrug nie. Jy kan so besig wees met ander dinge, dat jy jou familie, die kosbare mense in jou lewe, en Jesus Christus totaal en al mis. Hy was so besig met die dinge van Jesus, dat hy Jesus begin mis het. Hy het nie plek gemaak in sy herberg nie, hy het toegelaat, dat Jesus in 'n stal gebore het. Baie keer in ons lewens, en hierdie is 'n waarskuwing vir jou, dit is ek wat vir julle sê, let op hierdie. Baie keer in ons lewens gee ons vir Jesus die oorskiet. Dit wat oorbly na die tyd. Oorskiet tyd. Daai 2 minute voordat jy gaan lê en jy, ek het vergeet om Bybel te lees. Psalm 1. En dis al wat ek nou kan oopmaak. En dan lees jy 2 verse van Psalm 1 en dan vergeet jy wat jy gelees het, want jy is so moeg, want jy was so besig. Ons gee vir Jesus die oorskiet tyd. Ons gee vir Jesus die oorskiet energie, terwyl hy sê, ek soek jou beste, want wanneer ek jou beste het, man, kan ek iets doen daarmee. Ons gee vir hom oorskiet aandag. Hy praat elke liewe dag. Sy woord is elke dag nuut vir jou. Maar ons gee nie aandag daarop nie. Dit is lekkerder om eerder die nuus te lees in die oggende. Te hoor wat het Cyril nou weer gesê, en wat sê die rentekoers, sê die silverprys, sê die oorlog. Maar ons gee nie vir Jesus aandag nie. En hy kry die oorskiet aanbidding. Hy 1 naweek 'n maand, wat ek per ongeluk op 'n Sondag by die huis is en nie weet wat om te doen met myself nie. Ja, kom ons gaan na kerk toe, dat die mense maar net dink, ons is in die kerk. Ek praat in die week met iemand, en hulle sê vir my iets interessants, en well done vir wat jy doen, want dit gaan oor jou blykbaar, jy kry die skuld daarvoor. Julle hou so lank kerk, want julle sing so baie. Ek dink nie ons sing so baie nie, ek dink ons sing genoeg. Ons kan dalk so 'n bietjie meer sing, wat sê julle? Maar ons hou so lank kerk. Hoe lang preek jy? Ek sê, man, tussen 20 en 30 minute, partykeer 'n bietjie lank. Nee, dis te lank. Okay. Oorskiet aanbidding. Kerk is nou onsself te lank om Sondag na toe te kom. Want ons wil vinnig wees, en
daai skaapbout of beesbout of brisket of wat ook al 'n mens deesdae eet op 'n Sondagmiddag, is in die oond, en asseblief, hy moet net nie te lank daar bly nie, so ons moet vinnig wees. Ons gee baie keer vir Jesus net die oorskiet. Ons onsself Christene, maar ons gee vir Jesus net die oorskiet. Jesus soek nie 'n hoekie in die stal nie, hy soek die sleutels van die hele huis. Hy sê in Openbaring, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Laat my in. Ek soek nie 'n plek daar buitekant waar die wonderwerke gebeur sonder jou nie. Ek wil inkom. Ek wil saam met jou kom eet. Ek wil jou hele lewe wees. Ek wil jou deel maak van elke liewe wonderwerk en elke liewe mooi ding. Maar hoe geneig is ons om vir Jesus net 'n hoekie te gee? Hierdie is nie om julle skuldig te laat voel nie. Hierdie is om julle te laat dink. Want hierdie is belangrik. Hierdie gaan oor ons ewigheid. Hierdie gaan oor die belangrikste verhouding wat ons ooit sal hê. Nou ek vra die vraag, hoe maak ons vandag plek vir Jesus? 3 eenvoudige stellings. Maak plek in jou skedule. Kanselleer iets wat nie so belangrik is nie en gee 'n uur vir Jesus. Maak plek in jou huis. Het Joshua nie gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien nie. En het hy dit nie gedoen nie. Maak plek in jou huis en sê, hierdie huis is 'n plek waar God regeer. So hier is nie plek vir sekere dinge nie. Die kinders by die koshuis maak my mal partykeer as ons daar kom. Want dan het hulle sulke goeders, hulle het sulke seisoene. En dan is hulle op horror movies. En dan wil hulle net weet, is dit sonde om horror movies te kyk en alles. Dan maak nie saak wat jy vir hulle sê nie, hulle hoor horror movies vir die dag. Maar weet jy wat? Sekere goeders in my huis het die plek nie, want God regeer. Ek was mal oor horror movies op 'n tyd, dis net 'n voorbeeld, maar nou die dag, ek gaan af van daai nostalgia pad, jy weet jy herleef weer jou kindskap en ek kyk jou van die ou flieks en ek kyk soos 5 minute en ek sê, hierdie het die plek in my lewe nie. En ek stop hom. Want hierdie het die plek in my huis nie. En ek het nie weer teruggegaan nie. En dan maak plek in jou hart. Ons is so geneig om die vinger te wys na ander mense toe. Ons is so geneig om te sê, ek kan nie Jesus aanbid nie, want die pastoor hier voor. Ek kan nie Jesus aanbid nie, omdat Ewert, of Koos, hulle het iets gesê en hulle is Christene. Ja, ons is almal nie perfekte mense nie, en ons almal probeer meer soos Christus te wees. Maar maak plek in jou hart vir Jesus Christus, om die koning daarvan te wees. Ons sing die liedjie, koning van my hart, koning van my lewe. Verder ken ek nou nie die woorde nie, maar ons sing daai liedjie, maar ons maak nie regtig plek vir die realiteit wat ons sing nie. Maak plek vir Jesus. Dit gaan begin deur om jou skedule oop te maak en te sê, sekere tye van die dag, sekere tye van die week, gee ek nie vir mense nie, ek gee dit vir Christus. Ek begin nee te sê vir sekere goeders in my huis, want Christus is die koning van my huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien, en dan maak jy plek vir Jesus, en jy los die mense buitekant, en jy sluit toe vir mense, en jy maak plek net vir hom. Jesus wil nie net jou lewe besoek nie, hy wil permanent daarin woon. So wat gebeur dan nou? As ons plek maak vir Jesus, en ek dink hier is die ding, ons mis dit wat Jesus vir ons kan bied en wat Jesus vir ons kan gee. Die eerste ding wat gebeur wanneer ons plek maak vir Jesus is, Jesus bring vrede in chaos. Hy vul die spasie wat ons vir hom oopmaak. So as daar bekommernis is in jou lewe, en jy maak Jesus die koning van daardie area, hy wil koning van jou hele lewe wees, maar vir nou maak die koning vir hom en van daai area, raai wat gebeur. Hy bring vrede in daardie area van jou lewe. As jy bly sê die herberg is vol vir hom, maar nie vol vir ander dinge nie, gaan daar die hele tyd chaos wees, en daar gaan die hele tyd 'n malskedule wees, daar gaan die hele tyd goed wees. Jy gaan een wees van daai 80% wat die hele tyd vir my sê, wat is so besig,
My lewe is vir deur mekaar, nou maak Jesus koning daarvan, en sy woord sê, as jy moeg, as jy uitgeput, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee, ek sal vir jou vrede gee. Die engel sê, I will teach you the unforced rhythms of grace. Maar gee vir hom plek, sodat hy dit vir jou kan doen. Jesus bring doel in die alledaagse, gewone oomblikke word heilige oomblikke. As jy vir Jesus die koning van jou lewe maak, en hy vir jou wys, dat die gewone gesprek wat jy met die ou het, die spark, partykeer 'n heilige oomblik kan wees. Almal is honger, almal is soekend, almal is besig. As jy vir hom koning maak van jou lewe, kan hy jou gebruik om rustigheid en vrede te bring in daardie persoon se lewe. En dan die laaste punt is, Jesus bring teenwoordigheid in druk. Ons kan ophou net oorleef, maar God met ons ervaar in elke oomblik. As jy God en Jesus in jou herberg inbring, dan beleef jy sy teenwoordigheid, al is jy in die meeste druk. So 'n paar weke terug het ek deur 'n baie traumatiese ding gegaan. Ek dink baie van julle ken die storie. Een van ons huurders doodgekry in die huis. En in die oomblik wat ek die polisie bel en ons bel vir Jacques en die familie daag daarop. Dit is verskriklik traumaties. Natuurlike oorsake, longontsteking, disclaimer, en die familie is mislik met my en hulle wil my dagvaar met alles en ek weet nie hoekom nie. In daai oomblik staan ek daar en Jesus openbaar vir my en hy sê, ek het vir hierdie mense wat so lelik is met jou ook gesterf. En ek sê nie, wow, die genade is so groot. Want in daai oomblik was daai mense nie vir my baie mooi nie. Maar in daai oomblik beleef ek die teenwoordigheid van God. Hoekom? Want ons plek vir Jesus in my lewe. Ek sluit af met 'n paar vrae. 'n Paar eenvoudige Kersfees vragies, want ons is mos nou in die Kersseisoen. Is jou boom versier? Ja. Is jou geskenke gereed? Julle werk nie saam hierso, maar okay. Ons ken nie geskenke nie, maar jou geskenke. Is jou huis mooi vir die gaste wat op pad is? Ja. Maar dan die belangrikste vraag is daar plek in jou hart vir Jesus? Kersfees gaan nie oor wat onder die boom lê nie, maar oor wie toegelaat word in jou vertrek. En ek wil hierdie net so klein bietjie verander, want dit kom net nou op in my hart. Kersfees gaan nie oor wat onder die boom lê nie, maar wie gehang het aan die boom. Van die vertaling sê ons hy gehang aan die boom. Dit gaan oor Jesus. My gebed vandag is, dat jy Jesus sal toelaat in jou lewe. Dat jy sal op 'n verskoning soek, om te sê ek is besig, en hierdie tyd van die jaar, en ek moet dit, en ek moet dat. My gebed vir jou is, dat jy jou skedule sal oopmaak, minder sal doen van die dinge wat nie belangrik is nie, en meer Jesus in jou lewe. My gebed vir jou vandag is, dat jy soos Josua kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en dan daar altyd plek is in jou hart, vir die koning van die konings, Jesus Christus. Here Jesus, baie dankie, dat U vir ons 'n seisoen gegee het, want baie mense dink net oor geskenke gaan, baie mense dink dit gaan net oor Kersvader, maar Here, dankie dat U vir ons die seisoen gegee het, waar ons op U kan fokus. Dit is die Christusfees, wat voorlê, die Christusfeestyd. Here, mag ons op U fokus in hierdie tyd meer as ooit. Here, wanneer ons na ons Kersversieringstyd, ons boom kyk, dat ons nie net plastiek blaartjies sien nie, maar dat ons die ware betekenis van Kersfees raak sien, dat ons U kan identifiseer in elke liewe dingetjie wat ons opsit in hierdie tyd. Wanneer ons Kersfees
die dag by mekaar kom en eet en familie wees, mag U saam met ons daar wees, omdat ons deure oopgesluit het en U ingelaat het. Here, mag ons op 'n plek kom, wat ons in die tyd wat voor lê, meer begin nee sê vir die dinge wat ons tyd steel, wat ons verhouding steel, wat ons spiritualiteit steel, en dat ons meer begin ja sê, om diensbaar te wees vir U koninkryk, en te groei in die koninkryk. Dit is my gebed, in die magtige en kragtige naam van Jesus Christus bid ek dit alleen. Amen.